Dis my laaste videoboodskap voordat ek gaan verlof hou. Dit laat my outomaties dink aan rus. Aan 'n voljaar wat verby is en wat nou afgesluit word en dan dink ek oor hoe lekker dit sal wees om net so vir 'n paar dae niks te doen nie. Maar ek wil nou jy moet 'n prentjie maak. Jy sit sê nou maar ergens in 'n sonkoel met 'n lekker boek of wat ook al, jy sit en ontspan. En dan steek jy jou hand uit en jy vat jou selfoon en jy dink, ek gaan net so 'n bietjie kyk wat gaan in die wêreld aan. En dan begin jy nou so deur die opskrifte, die sosiale media gaan. En dan later doen jy wat hulle noem doomscrolling. Jy hou aan lees en jy gaan van die een slegte nuus na die ander slegte nuus. Nou begin jy ontstel raak en dalk doen jy die ding wat ek dink baie keer mense liewer nie moet doen nie. Jy gaan kyk na die soort kommentaar wat mense lewer op nuusberigte. En dan lees jy maar die een sê dit en die een sê dit en jy verwonder jou, jy verstom jou oor hoe lelik mense praat, oor hoe aggressief hulle raak, oor hoe beledigend hulle raak, oor hoe dit vir jou voel, maar hulle praat nie oor die saak waaroor dit gaan nie, hulle wil net skree en raas en beklei. En dan ontstel dit jou. In te midde van jou rustyd, jou vakansie, het jy jouself oopgestel vir ontsteltenis. En dis waaroor ek vandag wil praat, oor hoe 'n mens jouself kan beskerm teen ontsteltenis. Daarom is ons tema, moet jou nie ontstel nie, maar vertrou. En ons gaan dit koppel aan Psalm 37, wat ek nou vir ons wil saamlees, net die eerste paar verse. Van Dawid, moet jou nie ontstel oor die kwaaddoeners nie. Moenie afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree nie, want soos gras verdor hulle vinnig, en soos groen plante verwelk hulle. Vertrou op die Here en doen die goeie. Bewoon die land en waak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom, hy sal optree. Ons lewe in 'n ontstellende wêreld. Dit is moeilik om nie ontstel te raak nie. Maar tog sê die psalmdigter, jy moenie jou ontstel nie. En dit vind weerklank in wat Jesus in die Nuwe Testament ook hier sê, kort voordat hy gekruisig word, kort voordat hulle hom gaan gevange neem en sy vriendekring uitmekaar gaan val en almal gaan weghardloop van hom af, sê Jesus vir hulle, laat julle hart nie ontsteld word nie. Jy moet hier binne nie oorgee aan ontsteltenis nie. En hoekom sou dit wees? Hoekom sou dit so belangrik wees vir die Bybel? Hoekom sou dit so belangrik wees vir Jesus om vir ons te sê dat ons nie moet ontstel nie? Die eenvoudige rede daarvoor is, dat as ek ontsteltenis laat oorvat in my lewe, en ek praat nie van daai eerste soort van skokreaksie nie, ek dink 'n mens moet kan ontsteld wees as jy kyk hoe die wêreld lyk en so aan, daai soort van eerste skokreaksie van, maar so moet dit mos nie wees nie, so moet mense mos nie maak nie, so moet mense nie met mekaar praat of teenoor mekaar optree nie. Daai soort van eerste reaksie, dink ek, is 'n natuurlike reaksie en dit behoort so te wees. Maar as ontsteltenis oorvat, en ontsteltenis begin jou gedagtes bepaal. Ontsteltenis begin jou liggaam oorvat. Ontsteltenis begin jou optrede bepaal. Ontsteltenis begin regeer oor jou, dan loop dinge skeef. Want dan reageer jy vanuit jou ontsteltenis. En wat ek al meermale ervaar het, is as ek uit my ontsteltenis reageer, word ek eintlik 'n spieelbeeld van dit waarteen ek reageer. As iemand sê nou maar op my skree of op my skel, en dit ontstel my, natuurlik ontstel dit my, en ek reageer uit die ontsteltenis, dan is ek geneig om terug te skree, terug te ontstel. So die oomblik wat ek reaktief begin, uit my ontsteltenis optree en dit bepaal my gedrag, dan beteken dit dinge loop skeef, want ek word eintlik 'n deel van dit wat gebeur. En dit sien ek, as ek byvoorbeeld kyk na dit wat ek net nou gelees het, daai kommentaar wat jy op sosiale media sien op nuusberigte. Mense skree letterlik daar dikwels in hoofletters en met uitroeptekens omdat hulle ontsteld is, maar nou ontstel hulle weer ander mense en daai mense skree ook en so skree ons oor en weer op mekaar, want almal skreeu hulle ontsteltenis uit, maar alle nugterheid, alle nugtere oorweging van waaroor verskil ons, wat moet eintlik gedoen word, dit gaan by die deur uit. Ons skree nog maar net op mekaar, en miskien is dit lekker om so 'n bietjie jou ontsteltenis lig te gee, miskien voel jy selfs moreel meerderwaardig, ek is daarin beter as hierdie ouens, want dit wat hulle doen ontstel my, maar eintlik is jy besig om 'n baie lelike spel
te speel, om ingetrek te word in 'n vernietigende spel van ontsteltenis. En daarom sê die psalmdigter, moet jou nie ontstel oor die kwaaddoeners nie. En daarom sê Jesus vir sy disippels, hier kort voor die kruis, kort voor die donkerte op Golgotha, laat julle hart nie ontsteld wees nie. Maar daar is nog iets wat inkom in ontsteltenis. En dis in die tweede reeltjie van die Psalm, wanneer hy vir ons sê, julle moet nie afgunstig wees nie. Hoekom ontstel mense my? Wel, partykeer dood eenvoudig, omdat ek dink hulle doen verkeerd, en dit wek 'n renons, dit wek 'n weerstand by my, ja. Maar baie keer sit daar ook 'n stukkie afguns by ons. Hierdie ou word gehoor, ek word nie gehoor nie, ek is afgunstig op hom, en omdat ek afgunstig is, wil ek ook gehoor word, en dan dink ek wel, hy word gehoor omdat hy skree, omdat hy raas, omdat hy lelik praat, en dan doen ek dit ook, want ek wil ook gehoor word. Of hierdie mens besit dit, en miskien dink ek wel, hy het met korrupsie dit gedoen, of met oneerlike besigheidsake, maar ek wil ook hê wat hy het, en nou probeer ek 'n eerlike pad loop, maar ek het niks en hy het baie, of ek het min en hy het baie, en nou kan my afguns my verlei, dat ek uiteindelik dink, maar as hy op 'n oneerlike manier kan geld in die hande kry, of kan rykdom in die hande kry, dan kan ek dit ook doen. Die oomblik wat afguns in my hart kom, dan verloor ek ook my nugterheid, ek verloor ook my oordeel. En dan weer word ek ingetrek in hierdie lelike spel van ek wil goed hê wat ek miskien nie eens regtig nodig het nie, ek wil goed hê wat ander mense het, ek wil goed hê wat dit vir my voel, maar hoekom kan ander mense hê en ek het dit nie? En die hartseer ding daarvan is, dat nie alleen raak ek dan bitter en lelik omdat ander mense dinge het nie, maar ek is bereid om lelike dinge te doen om dit ook in die hande te kry. Want afguns begin my denke en my dade oorheers. En daarom sê die psalmdigter, moenie afgunstig wees nie, moet jou nie ontstel nie, maar kry jou vrede daarin dat jy die Here vertrou. Want dis presies waaroor dit gaan. Omdat ek op die Here vertrou, omdat ek my lewenspad aan die Here toevertrou, met ander woorde nie net nou nie, maar my pad vorentoe, my toekoms, dit waar ek geen beheer het nie, my pad deur hierdie ontstellende wêreld, omdat ek dit aan die Here toevertrou, kry ek weer 'n nuwe vrede, 'n besef van, maar my lewe is in die hande van die Here. Die Here hou my vas, die Here sal my dra, die Here versorg vir my, die Here gee vir my wat ek nodig het, en ek vertrou op die Here. En dit gee vir my ervaring van, ek hoef nie te kompeteer met ander nie, ek hoef nie afgunstig te wees op ander nie, ek hoef nie ontstel te wees nie. Dit beteken nie dat ek nou gaan stil bly oor wat verkeerd is nie, maar ek kan op 'n ander manier vanuit 'n ander plek praat oor wat verkeerd is. Ek kan doodnigter en realisties sê, maar dit is onregverdig, dit is verkeerd, maar ek hoef nie dit op 'n ontstelde manier te doen nie, want ek weet my lewenspad is in die hande van die Here. Ek vind my veiligheid, my sekuriteit daarin, dat God by my is, dat God vir my sorg, dat God my vashou. Daarom het die psalmdigter dan uit hierdie vertrou op die Here vir ons 'n klompie ander goed sê. Hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. As ek reaktief lewe uit ontsteltenis of uit afguns, gaan dit my uiteindelik verlei dat ek doen wat verkeerd is. En baie keer gaan ek dit dalk regverdig deur te sê, maar almal doen dit. En daai ou het so gedoen, nou kan ek dit ook doen. Daai ou het met sy taxi voor my ingejaag en hy het my laat skrik en nou het ek die reg om op hom te vloek en vir hom tekens te gooi en dalk self nou ontwrigting in die verkeer te word want ek is nou ontstel. En uit ontsteltenis bestuur ek self sleg. Maar as ek doodrustig my vertrou op die Here plaas, dan sê ek wil doen wat goed is in enige situasie. Of dit in die verkeer is, en of dit by die werk is, en of dit by die huis is. Ek wil doen wat goed is. Ek wil dit doen wat die Here wil hê, ek moet doen wat ek vertrou op hom. En daarom gaan ek op die manier wat die Here wil hê, my brood verdien, en ek gaan tevrede wees met wat ek het, en ek gaan op die manier wat die Here wil hê omgaan met ander mense, en ek gaan ook my verskille met mense hanteer op die manier wat die Here wil hê ek moet dit hanteer, en ek gaan my nie op sleeptou laat neem en reaktief lewe in 'n spieelbeeld word van die verkeerde wat ander mense doen nie. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Die volgende sinnetjie is vir my interessant. Vertrou op die Here, doen wat goed is en bewoon die land. Waaroor gaan dit? Wel, vir die psalmdigter natuurlik, as iemand wat
in die beloofde land woon, die land wat die Here vir die volk gegee het, beteken dit dood eenvoudig, woon met dit, leef met dit wat die Here vir jou gee. Moenie in ontsteltenis en afguns gryp na wat ander mense het. Moenie jouself vergelyk met ander mense en kwaad word, want hierdie een het meer as jy, en hoekom kan daai een dit hê en ek het dit nie. Maar wees tevrede met dit wat die Here vir jou gee. Soos Psalm 23 begin, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, niks ontbreek my nie, want dis hy wat vir my gee, dis hy wat vir my sorg. Die kerkvader Augustinus het gesê, een van die lelike goed wat gebeur, wanneer ons begeer wat ander mense het, is nie net dat ons begeer dit wat ons nie kan kry nie, dit wat nie vir ons gegee word nie, maar ons raak ontevrede met dit wat ons wel het. Ons raak ontevrede met dit wat die Here wel vir ons gegee het. Ons raak ontevrede met die stukkie land wat die Here vir ons gegee het om te woon. En ons woon nie regtig daar nie, want ons hart is, ek woon nie regtig met vreugde in my huisie nie, wat my hart is by die groot huis wat my buurman het. Ek ry nie regtig met vreugde met my ou karretjie nie, wat my hart is in die blink kar waarmee die gangster hier in Sepen se strate rondjaag. En ek dink maar, hoekom kan ek dit nie ook hê nie? So die oomblik wat ek in afguns en in ontsteltenis kyk na wat ander het, dan raak ek ontevrede met wat die Here vir my gee en ek raak ondankbaar en ek verloor my vrede. Maar wanneer ek op die Here vertrou en wanneer ek doen wat goed is, dan kyk ek na wat die Here vir my gee en ek, soos Koos Du Plessis gesê het, ek kan dankbaar eet van elke skewe stukkie brood. En daai stukkie brood wat ek met dankbaarheid eet, is vir my lekkerder as enige iets anders, want dit is 'n gawe uit die hand van my God. Die volgende sinnetjie van die psalmdigter. Bewoon die land en waak oor betroubaarheid. 'n Engelse vertaling sê ook vir my, dit's vir my so mooi, safeguard your integrity. Dis juist wanneer ek volkome op die Here vertrou en daarom doen wat goed is en daarom tevrede is wat ek met my het, dat ek ook 'n mens met integriteit word, 'n betroubare mens. Die mens wat vertrou, word 'n betroubare mens. Omdat mense weet, ek sal nie op oneerlike maniere myself probeer verryk nie. Ek sal nie uit afguns probeer gryp nie. Ek kompeteer nie met hulle oor allerlei goed nie. Ek het vreugde in wat hulle het. Daarom weet hulle, ek kan ook vertrou word. En dit is 'n kosbare skat wat die psalmdigter sê wat jy moet bewaak. Want as jy nie integriteit het nie, en as mense nie op jou integriteit kan reken nie, dan beteken dit op die ou end, mense voel nie veilig by jou nie. En ek dink dis waarna ons moet streef, om mense te wees wat veilig voel by die Here. En wat daarom sê, ek wil hê, mense moet veilig voel by my, hulle moet kan reken op my integriteit. Wat nie beteken ek is 'n volmaakte mens nie, ek is nog steeds 'n mens met krake en foute, maar ek is eerlik daaroor. En mense weet waarmee hulle staan, because I safeguard, om die Engelse vertaling te gebruik, I safeguard my integrity. Ek bewaar my integriteit. Volgende sin. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Nou moet ons dit tog nie so verstaan dat my hart nou maar enige ding begeer. My hart begeer daai Maserati waarmee die gangster in die straat afjaag. My hart begeer daai enorme huis waarmee die ryk ou, waar die skatryk ou woon. My hart begeer om gehoor en gesien en erken te word soos wat die skreeuers en die aggressiewe ouens gehoor en gesien en erken word. En nou vind ek vreugde in die Here, nou sê ek, Here, maar al daai goed moet U vir my gee nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Vind jou vreugde in die Here, beteken dat jy toelaat dat die Here jou hart verander. Dat die Here jou begeertes van jou hart verander, want jou hoogste vreugde is in Hom. Jou tweede vreugde is in alles wat Hy vir jou gee as genadegawes. En dan sê jy vir die Here, Here, leer my om die regte goed te begeer. Leer my om verkeerde begeertes af te sweer, die begeertes wat gebore word uit ontsteltenis, die begeertes wat gebore word uit afguns, Here, laat ek daardie begeertes aflê, dat ek vry word daarvan, maak my vry daarvan. Leer my om te begeer om goed te doen, leer my om te begeer om die dinge te geniet wat U vir my gee uit U hand uit, leer my om dit te geniet saam met die mense en dit te deel met die mense wat U oor my pad stuur, leer my om die regte goed te begeer, laat ek my hoogste vreugde vind in U, want dan sal U my begeertes van my hart regmaak en dan sal U ook vir my gee wat ek vra. Dieselfde ou kerkvader Augustinus het 'n baie interessante gebed gebid. Hy het gesê, Here, gee vir my wat U vra en dan kan U vir my vra wat U wil. Gee vir my die liefde, gee vir my die tevredenheid, gee vir my die veiligheid, gee vir my die vrede, gee vir my die geloof en die hoop wat U van my vra, vra dan vir my wat U wil.
En ek dink dit vat Dawid se gedagte baie mooi saam. Dat ons lewe uit dit wat die Here vir ons gee en ons lewe vir dit wat die Here van ons vra. Mag jy in hierdie vakansietyd dit opnuut ontdek. Amen. Ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou in vrede laat lewe met God. Mag die liefde van God ons Vader jou vrede laat vind met jouself en mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou vrede laat maak met ander mense. En mag jy daardie vrede vashou in geloof en in hoop en met liefde. Amen.